Goeiedag geliefdes, ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Welkom by les 14. En les 14 is eintlik net 'n opvolg op les 13 se tema. So die tema bly dieselfde, ons gaan dit net noem deel 2. En die tema is om alle dinge onder een hoof te verenig in Christus. Alle dinge onder een hoof in Christus. En dit is waar alles heen kulmineer in die hele skepping. God het in die eerste dag lig geskape en dit gaan tot en met hierdie hemel en hierdie aarde gaan tot en met daardie dag wanneer Christus hoof weer teruggemaak is, teruggevat is van die diefstal van die duiwel, teruggeneem is. Alle dinge sal onder Christus verenig word. En hy, Christus alleen, sal die hoof wees oor alle dinge. Dis wonderlik, prys sy lieflike naam. So ek lees weer vir julle. Onthou dit gaan oor die openbaring van Jesus Christus. Dis waaroor alles gaan. Dit gaan oor die hoof, bokant alle dinge. Die hoof van alle dinge. Jesus Christus. Halleluja. Dit is baie exciting, ek is opgewonde. Want ek lees net vir julle weer in Efesiërs hoofstuk 1, vanaf vers 8. Ek het dit gelees op die vorige les, maar ons sluit nou aan by die vorige les en ons sê, wat hy oorvloedig. Wat is daar wat hy oorvloedig? Die rykdom van sy genade. Onthou as dit sê, alles gaan oor genade. Wat die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Vers 9. Hoe het hy dit gedoen? Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil openbaar het. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil openbaar het. Okay, dit spreek baie dinge, is dit nie? So, hy het sy wil, ons weet God het sy wil, maar hier praat dit van die verborgenheid van sy wil, en dit moet geopenbaar word. Aan wie openbaar hy dit? En hoeveel van dit is vir ons geopenbaar? Dis eintlik waaroor dit gaan. Deurdat hy, God, aan ons die verborgenheid van sy wil, God se wil bekend maak. Nou, hy wil sy wil aan ons bekend maak. Maar dit word nie noodwendig aan ons bekend gemaak nie, omdat ons nie korrek optree nie, omdat ons nie God plaas in die hoogste plek nie, omdat ons God nie vrees en eer en ag en respekteer met die volheid van ons hart nie. Dit bepaal hoeveel God aan ons gaan toevertrou. Nou sê hy hierso, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae. Maar anders hy het 'n behaag daaraan. Dit is sy welbehaag om die verborgenheid van sy wil aan ons oop te maak. So hier is 'n klomp antwoorde vir baie mense se vrae. Sê, hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dat? Hoekom sien ek nie dit nie? Hoekom verstaan ek nie die Bybel nie? Van God se kant af, geen foutjie nie. Van God se kant af, perfek. God kan nie 'n fout maak nie. So ons moet altyd maar nederig genoeg wees om te besef, wat kan ek regmaak om meer van God se behaag te ervaar? God het 'n welbehaag in my. God het my geseën met elke geestelike seëning. En ek ervaar dit nie. Wat maak ek verkeerd? Moenie eers probeer uitvind wie maak verkeerd nie. Begin dadelik by jouself. Want niemand anders kan jou weerhou van God se openbaringe nie. Maar onsself is ons eie probleem. En dit veroorsaak dat God wil hê ons moet hom plaas as die hoogste in ons lewens. Nou ek lees net weer daai laaste stukkie van vers 9, wat sê, hy het aan ons sy verborgenheid van sy wil hy bekend maak. Hy het dit bekend gemaak aan ons, na die welbehaag van sy wil, wat hy in homself voorgeneem het. Niemand het hom oortuig nie, niemand het hom probeer manipuleer nie, hy het dit in sy eie oortuiging, het hy 'n welbehaag daaraan, om sy wil aan ons bekend te maak. Ek dink jy moet dalk hierdie vers 'n bietjie memoriseer, dat ons hom onthou, dat ons sal verstaan, wat is God se wil? Hoe sien hy dit? Hoeveel seëninge is daar vir ons? Hoeveel van dit het ons gekry? Hoekom het ons dit nie gekry nie? Wat is God se
bedoeling met sy seëninge? Is dit vir my bedoel? Hy het dit vir jou bedoel. En so aan, dit is nogal baie kosbaar. En dan vers 10. Ek lees net vers 9 weer, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na die welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël. God gaan alles reël. Moenie bekommer oor die antichrist nie. Moenie bekommer oor die wat steel, slag en verwoes nie. Dis God se werk. God weet hoe om dit te doen. En God het die mag om dit te doen. Ons moet net sorg dat ons reg is voor God en dat ons God behaag. So, wat is hy om voorgeneem? Om God het voor die grondlegging van die wêreld ons uitverkies en om voorgeneem om die volheid, met ander woorde alles van die tye te reël. Daar is niks wat God gaan oorslaan nie. Wat hy beplan het, gaan hy doen. Weet dit net, en weet verseker, God het die mag om dit uit te voer tot die fynste besonderheid. En dan sê hy, met die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Daar is die hele storie, om dit te verenig. Alles gaan onder hierdie een hoof, en een groot gevolg onder hom. En in hierdie gevolg sal elke knie buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Christus is, dat hy die Here is, dat hy die hoogste is, dat hy die hoëpriester is, dat hy die middelaar is tussen God en mens, dat hy die waaragtige lam van God is, geslag vir ons, tot ons verlossing. Dit is waarin God werk. Nou in hom, vers 11 sê, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is. Ons het elke 'n erfdeel ontvang. Hoekom het ons dit nog nie? Ons het dit reeds ontvang, maar ons het dit nog nie. In hom, volgens wat hy bedoel het ons dit reeds, dis ons sinne. So hy verlore seun terugkom van die varke af, toe bekleed die Vader hom met kleed van geregtigheid, met 'n ring aan sy vinger. Dit beteken, hy het toegang tot alles van sy Vader. En hy trek vir hom 'n kleed van geregtigheid aan. Al die sondige vuil klere is weggevat. En dis net gedoen deur die Vader. Net omdat hy gekom het na sy Vader. En Vader het alles klaar vir hom bedoel. Alles klaar vir hom uitgewerk. Alles klaar vir hom gereël. So, nou moet daar net 'n partytjie gehou word en 'n vetgemaakte kalf geslag word. Vir hierdie seun wat teruggekom het, want kyk, hy was dood, hy was verlore. Nou is hy gevind. Hy's in my huis. Hy het 'n deel aan my. Alles wat myne is syne. Hy is saam met Christus, is hy 'n mede-erfgenaam van alles wat my seun van my erf. En dis deur die bloed van Jesus verseël. En die Heilige Gees het die laaste seël kom opsit. So dis soos 'n onderpand, dis soos 'n verloofring. Ons is die verloofde van die Christus. Alles wat Christus in is ons in. Is dit nie wonderlik nie? Dit is vir my so fantasties. En ons moet uitsien daarna, ons moet uitsien na die wederkoms, maar ons moet ook uitsien na ons vereniging met hom halfpad in die lig. Die Bybel praat baie duidelik daarvan, hy gaan kom om ons te haal, maar halfpad in die lig gaan ons hom ontmoet. So ons moet hierdie aarde verlaat, om hom halfpad te kon ontmoet, en dan gaan hy met sy laaste koms, gaan hy kom om die aarde te oordeel. Hierdie, waar die verloofde wat die bruid word, en daar eenheid kom tussen Christus en sy vrou, as ek dit so kan stel, dan kom hy en sy vrou is altyd een, kom hy met sy vrou, dan kom sorteer hy die aarde uit, en die wat nie vir hom is nie,
maar teen hom is, hulle sal sy volle oordeel ontvang. Maak nie saak of jy 'n gevalle engel of 'n gevalle mens is nie. Jy gaan die presies dieselfde behandeling kry. Want jy verdien dit omdat jy die Christus verwerp het. As jy Christus verwerp, gaan jy sy volle toorn ervaar. Want hy het jou gemaak vir homself. Nou kom ons keer terug na die woord in Efesiërs 1. Hy sê, ek gaan weer lees, van vers 8 af, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. So hy het 'n behaag aan om sy verborgenhede bekend te maak, na die welbehaag wat hy in homself voorgeneem het. Maar hy het dit besluit, niemand het hom gemanipuleer nie, wat hy hom voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. En Christus gaan nie hoof wees bo alles. Bo alles. So, wees nou wys, en buig jy dit nie. Buig jy dit nie. As jy dit nie nou doen nie, gaan jy in elk geval deur God geforseer word. En as jy dan nog geforseer moet word, sê jy die ewige verdoemenis ook nog moet hanteer. Maar as jy dit nie buig, dan het jy dan die oordeel wat op ons moes kom, het op Christus gekom. En daarom is God regverdig in alles. God is nooit onregverdig nie. Ek wil hê jy moet dit mooi onthou. Nou vers 11. In hom, in wie ons 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. Nou duideliker kan jy dit nie kry nie. Dis die Nuwe Testament. Daar's 'n testament, en 'n testateur, iemand wat sterwe, sy testament kom in werking. Nou Christus het gesterwe. Hy gaan nooit weer sterwe nie. Maar hy het klaar gesterwe. So sy testament, die nuwe verbond, het in werking getree. Dus ek en jy is erfdele daarvan, indien ons in hom glo. En dan sê hy, hier is sy wil. Dit is sy, die Engels sê the will. Ons praat van 'n testament. Testament en wil, dis dieselfde ding. Maar volgens die raad van sy wil werk hy. Vers 12, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Sodat ons kan wees, wat? Tot lof van sy heerlikheid. So sy heerlikheid is nie dan in ons nie, maar ons word ook bekleed soos 'n bruid, soos 'n bruidegom en 'n bruid wat een word, hè? Tot lof van sy heerlikheid. En nou sê hy vers 12, tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Weet jy wat, ons moet hoop hê op Christus. Ons moet 'n verwagting hê van sy koms. Ons moet 'n opgewondenheid hê, ons moet 'n ernstige strewe hê om gereed te wees vir wanneer ons moet om een word. Halfpad. Ons moet uitsien daarna. En dit gaan vir jou krag gee, dit gaan vir jou aanvuur en aanspoor om voluit te gaan tot die laaste dag. Nou ek wil afrond deur af te sluit hier so tot by vers 14, en hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, sê jy met die woord, hoor, jy moet hom glo met jou hele hart, en jy moet dit bely, tot redding. So dit gaan als oor die wil van God, die evangelie. Dis vir almal kan dit lees, almal kan dit glo. Maar baie mense wil nie hulle aan God onderwerp nie, hulle wil volhard in hulle sonde. So ek sluit af deur net 13 en vers 13 en 14, kom ons lees vers 12 tot 14, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van reële redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees, verseël is
dis soos die onderpand, die verloofring. Jy's verseël met die Heilige Gees. Jy's syne. Die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand, dis die verloofring, onderpand. Die ander pand is die troupand. So, wat die verseëling met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand van ons erfdeel om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid. Ons gaan deel in sy heerlikheid, want ons is een met hom. Maar is nie tot lof van ons heerlikheid nie. En tog deel hy sy heerlikheid, deurdat ons een word met hom. Hy in ons en ons in hom. Ek sê vir julle baie dankie. Ek hoop julle verstaan dat die verborgenhede is van ons. Ons is geseën. Ons moet kyk, waar hak ons vas, wat verhinder dat God sy volheid vir ons deel. Ek groet u in die naam van Jesus tot volgende keer. Amen.